Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer. Vandag se les is een van die bekendste en mees ongelooflike gedeeltes in die boek Esegiel. Dit is 'n storie vol hoop, lewe en wonderwerke. Voordat ons begin, wil ek hê julle moet aan iets dink. Het jy al ooit moedeloos gevoel? Of hartseer? Of asof iets nooit weer beter gaan word nie? Miskien het jy 'n vriend verloor. Dalk het iemand jou gevoelens seer gemaak. Dalk sukkel jy met iets by die skool. Of dalk voel jy soms sommer net leeg en moeg binnekant. Ons almal het soms sulke droë dae. En vandag se verhaal wys vir ons dat God selfs die droogste, hartseerste plekke weer vol lewe kan maak. Ons kernvers vandag is Esegiel 37 vers 5. So sê die Here my God vir hierdie bene: Ek gaan gees in julle laat kom, sodat julle kan lewe. Maats, God neem vir Esegiel in 'n visioen na 'n groot oop vallei. 'n Vallei is soos 'n groot oop stuk grond tussen berge, maar hierdie vallei was anders. Dit was stil, leeg en oral was daar bene, nie vars bene nie, droë bene. Bene wat al lank daar lê, bene sonder lewe. Bene sonder hoop. Kan julle dink hoe vreemd dit moes lyk? Die Bybel sê daar was baie bene, oral waar Esegiel kyk, en toe vra God vir hom 'n baie groot vraag. Menskind, kan hierdie bene weer lewe? As 'n mens net na die bene kyk, sou die antwoord seker wees nee, want droë bene word nie sommer weer lewend of mens nie. Maar Esegiel gee 'n slim antwoord. Hy sê, Here, U weet. Met ander woorde, ek weet nie hoe nie, maar ek weet U kan enige iets doen. Toe gebeur iets baie vreemd. God sê vir Esegiel, praat met die bene. Dink hoe vreemd dit moet klink. Wie praat met bene? Maar Esegiel doen wat God sê, hy is gehoorsaam en skielik begin daar 'n geluid, 'n geratel, die bene begin beweeg, bene begin by mekaar kom, 'n voetbeen aan 'n been, arms aan skouers, ribbes aan liggame, toe kom daar spiere en vel en skielik lê daar mense, maar hulle beweeg nog nie, daar is nog nie asem nie. Toe sê God vir Esegiel om weer te praat en hierdie keer moet hy profeteer dat asem in hulle inkom. En toe gebeur die wonderwerk. God se asem, sy gees, kom in hulle en skielik lewe hulle. Hulle staan op. Waar daar dood was, is daar nou lewe. Waar daar stilte was, is daar beweging. En waar daar hopeloosheid was, is daar nou hoop. Maar hierdie storie gaan nie eintlik net oor bene nie. Die droë bene was 'n prentjie van God se volk. Hulle het moed verloor, bang gevoel en gedink alles is verby. Hulle het gevoel soos daardie droë bene sonder hoop, maar God wys vir hulle, ek is nog nie klaar met julle nie. Wat kan ons hieruit leer? God kan hoop bring waar alles hopeloos lyk. God kan nuwe lewe bring. Hy is die God van nuwe beginne. Tweedens kan ons leer dat God se woord krag het. Een van die belangrikste dele van die storie is dat Esegiel moes praat wat God gesê het. En toe hy praat, het dinge begin verander. Dit wys vir ons God se woord is kragtig. Die Bybel is nie net stories nie. Dit bring lewe. Selfs as ons nie dadelik resultate sien nie, werk God reeds. En laastens,
leer ons dat God se Gees ware lewe gee. Die liggame het eers gevorm, maar hulle was nog nie lewendig nie. Eers toe God sy asem gee, het hulle regtig begin leef. En dit leer vir ons dat die ware lewe van God afkom. God se Gees help ons wanneer ons bang is, wanneer ons swak voel en wanneer ons wil opgee. Dan gee hy vir ons nuwe krag. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U die God van hoop en nuwe lewe is. Dankie dat niks vir U te moeilik is nie en wanneer ons moedeloos of bang voel, dat U ons help om op U te vertrou. Dankie vir U woord wat ons versterk en vir die Gees wat vir ons nuwe krag gee. Help ons om altyd te onthou dat U nog werk, selfs wanneer ons dit nie kan sien nie. Amen. Daar sy maats, almal het soms droë dae, dae waar ons hartseer voel, moeg voel of sommer net af voel. Maar hierdie storie, hierdie visioen herinner ons God werk selfs in die droogste plekke en selfs wanneer jy niks kan sien gebeur nie, kan God reeds besig wees om nuwe lewe te bring. Tot volgende keer. Totsiens!